Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Baie welkom ook aan al ons kykers wat weer inskakel op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons is besig om te praat oor die Rugby World Cup. Maar eintlik praat ons oor die spel van die lewe en hoe God jou gekies het en jy deel van die span is wat sy koninkryk moet laat kom. En vandag in besonder gaan ons praat oor wat is jou oefenprogram? Hoe berei jy jouself voor vir die belangrikste spel van die lewe? Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en ons sing saam. Ons het laasweek begin om te kyk na die grootheid, die belangrikheid van die spel van die lewe. Die spel van die lewe is waarin God jou en my inkies en sê, laat my koninkryk kom. En daar's 'n kompetisie, daar's eintlik, die Bybel noem dit nie 'n kompetisie in 'n rugbywedstryd nie, die Bybel noem dit 'n oorlog. Hy sê daar's 'n oorlog aan die gang tussen die God van hierdie wêreld, die bose, die Satan en die God van die heelal, Jesus Christus, die Vader en die Heilige Gees, en die oorlog gaan oor siele, hemel en hel. En ons word geroep, gekies, het ons laasweek gesien, om deel te neem in God se span. Die gebed wat Jesus gebid het, laat u koninkryk kom. So elke dag, en ons het laasweek daaroor gepraat, tussen Sondag veral vind hierdie spel in besonders plaas. Daar by die werk, by die skool, tussen die vriende, is hierdie spel op sy hardste, kan ek maar sê. Dis die skram, dis die druk, dis die in mekaar se gesig. En in daai tye is ek en jy geroep om met ons liefde en ons gawes, om 'n verskil te maak en mense te oortuig om eerder deel te word van God se lewe en God se koninkryk en God se wil as die pad van die vyand, die duiwel. So ek hoop jy het daai prentjie in jou kop. Nou, hierdie week se rugby, ons praat nie rugby in die kerk nie, maar ek dink ons almal is so excited vir wat aan die gang is en almal het hulle opinies en almal praat, maar kom ons praat oor die belangriker spel, né? Die spel wat party mense laat hel toe gaan en party mense laat hemel toe gaan. En soos laasweek gesien het, jy's geroep met jou gawes om deel te neem aan hierdie spel. Jy's geroep om 'n verskil te maak tussen Sondag, van Maandag tot Saterdag, tussen jou vriende, oral waar jy gaan. Nou vandag gaan ons bietjie een tree verder in die spel van die lewe, God se koninkryk. En ek dink net so belangrik in die praktiese lewe, of kom ons praat van die werklike sportwêreld, is jou oefenprogram. En ek dink ons almal weet, die sukses begin en val by oefenprogram. Sodra 'n kind of iemand talent het in 'n sekere sport, dan is dit een van die grootste keuses. Wie gaan die coach wees? Wie gaan my seun oefen? Wie gaan my dogter oefen? Wat gaan sy leer? Hy leer. Wat is die dissiplines? Wat is die oefenprogram om hierdie goeie sportman die beste sportman te maak, die sterkste sportman te maak? Ek dink ons almal weet. Die fisiese sport kan jy nie doen sonder oefening nie. Ek dink ons almal is oortuig van, jy moet oefen, jy moet fiks wees, jy moet gesond wees, jy moet sterk wees, jy moet sekere dissiplines inoefen, sekere ritmes, spiesgooi of hoogspring, hekkies, hardloop, so kan ons aanhou. Daar's sekere ritmes wat jy moet inoefen, daar's sekere, hulle praat van timing, 'n skopper se timing, 'n golfspeler se swing, en so kan ons aanhou. Elke sportsoort het oefeninge wat jy moet inoefen. En nou kom ons by die geestelike lewe, en ons kom by die belangrikste sportsoort wat daar is, en ons oefen niks in nie.
Ons dink ons moet dit net ontvang. Ons dink ons word gebore met dit, of die Heilige Gees bring dit vir my, en dan kan ons sê, happen dit maar net, né? En dis nie waar nie, ons moet dit inoefen. Ek is mal oor 'n aanhaling van Gary Player. Ons almal weet nou Gary Player, die golfer. Hy het gesê, the more I practice, the luckier I get. Want mense het sê, ja, jy's ongelukkig, kyk hoe slaan jy die bal. Ja, jy's gelukkig, hy val net op die regte plek. En dan sê hy, nee, the more I practice, the luckier I get. So kan ek dit vir jou in ander woorde sê? The more you practice, the holier you get. Want dis waaroor geestelikheid gaan, in Christendom. Jy gaan nie net van self heilig wees eendag nie. Jy gaan nie net van self in liefde leef. Een oggend staan jy op en dan die Here jou getransform en jy's heeltemal 'n nuwe mens en jy het net selfbeheersing en jy het net liefde en jy het net alles outomaties in jou. Nee. Hy sê ons moet goed inoefen. En daar's 'n baie groot gevaar in die kerkwêreld. Laat ons net staat maak op ons talente, né, ons gawes. En die Bybel waarsku daarteen. Onthou jy Matteus 7:21-22? Hy sê, Jesus sê, daar sal 'n dag kom wat hulle vir my sê, Here, Here, en ek sal vir hulle sê, gaan weg van my af. En dan sal hulle terug sê, maar Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf, ons het siekes gesond gemaak. Met ander woorde, ons het in die spel gespeel met ons talente en gawes, maar ons was nie fiks nie. Want dan sê hy, ek sal sê, gaan weg van my af, want julle was nie gehoorsaam nie. Julle het nie karakter gehad nie. Julle lewensgewoontes was nie ingeoefen in die regte heilige lewe van God nie. So daar's 'n gevaar. Pas op vir net talent, pas op vir net super spiritual, bid en geestelik en gawes, maar van maandag tot Saterdag leef jy soos 'n Filistyn. Ek dink 'n baie goeie voorbeeld daarvan is iemand wat ontsettende talent gehad het, maar nie Gary Player se practice gehad het nie, was iemand soos Tiger Woods, né? Seker die beste golfer wat daar was, maar hy het nie die quote gehad, the more I practice, the luckier I get nie. Hy het sy lewe amper weggegooi met ongesonde dissiplines. Nou Christene doen presies dieselfde. Ons het talent, ons het gawes, ons het die Gees in ons binneste. Ons het die woord, die skrifte, ons het kerk, ons het community, ons het 'n span om ons. Ons het die wenkaptein of die wencoach, kan jy dit noem. Jy kan God die Vader noem. Ons het die koninkryk van die eeue aan ons kant. Ons het alles aan ons kant. Maar wen ons? En baie keer is die rede waarom ons nie wen tussen Sondae nie is, ons is nie gedissiplineerd nie. Ons oefen nie reg nie. Ons het nie goeie habits ingeoefen nie. Kom ek vat jou. Nou as skrif toe, belangrike skrif, 1 Timoteus 4 vanaf vers 7. Paulus skryf van 'n jong man met al die gawes, al die talente, kerk aan sy voete, alles gaan fantasties in sy lewe. Paulus skryf vir hom, 1 Timoteus 4 vers 7. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels. En nou hierdie woorde. En oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomstige of toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Nou, hier skryf Paulus vir 'n man met talente, met gawes, né? En hy sê vir hom, jong seun Timoteus, hier is die geheim van wen. Jy moet oefen. Nou ek weet nie wanneer laas het jy sulke preke byvoorbeeld in kerk gehoor nie. Ons hoor oor en oor, alles is verniet. Ons hoor alles is genade. Jy word gedoop met die Gees, vul met die Gees en dan kry jy gawes en Jesus sê verniet het jy het ontvang en verniet moet jy dit weggee. Ons hoor nie die preke van oefen nie. Ons hoor nie die boodskappe van dissipline nie. Ons hoor nie dat jy moet saam met God werk nie. En dis wat Paulus hier skryf van 'n jong Timoteus. As jy wil fiks bly in die geestelike reis, as jy wil fiks bly en sterk bly, en as jy wil wen teen die vyand en die bose, jy moet oefen. Nou, kom ons gaan net na daai skrif toe. Hy gee baie interessante nuus daar. Hy begin, hy sê, pas op vir ou vrou stories en fabels en al hierdie klas van goed. Dis amper iets soos die volgende. Pas op vir kritiek. Pas op vir 'n gestryery in kerk. Ja, jy sal dit amper vandag vir die rugby spelers sê.
Moenie alles glo wat jy in die koerante lees nie. Het jy al agtergekom, nee? As die koerante van 'n ou hou, dan skryf hulle, hier is die beste speler, en wanneer word hy gekies? En dan word hy gekies, en dan die volgende dag gaan sê hulle, nou wie daai ou gekies? Hoe kan julle hom kies? Dit is al wat Paulus vir arme Timoteus sê, pas op vir mense. Pas op vir hulle gaan vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, hulle gaan vir jou sê, jy het nie gawes nie, hulle gaan vir jou sê, jou verlede is te sleg, hulle gaan jou besig hou met 'n klomp fabels. Hulle gaan vir jou sê, nou, waar's God, waar's Jesus, waar's hierdie wedstryd, waar's die duiwel, wys my die goed, en hulle gaan jou probeer weghou van die oefening en die dissipline van die regte spel in jou lewe. So ek dink dieselfde wat ons vir baie van ons sporthelde kan sê is, moenie alles glo wat die koerant of die media sê nie, sê Paulus amper vir Timoteus. Moenie alles glo wat mense jou mee besig hou nie, maar oefen jy. Nou, hier's iets in dit, né? As die koerante sê, ja, jy skop soos 'n hoender, man, jy moet nooit in die span wees nie. Wat moet jy gaan doen? In sak en as gaan sit en sê, ja, ek is nie 'n goeie skopper nie, of gaan jy rugbyveld toe? En jy gaan skop 100 meer balle oor die paale. Ek dink ons almal ken die antwoord, jy gaan skop meer, jy wys hulle, jy's beter, jy kan, jy's goed genoeg. En dis presies wat Paulus hier vir Timoteus sê. Jy gaan oefen. As die duiwel in jou oor fluister en sê, jy's nie goed genoeg vir die span van Jesus nie, dan gaan oefen jy. Nie jy gee op en hou op nie, jy gaan oefen. Jy gaan baan toe, jy gaan Bybel toe, jy gaan na jou vriendekring toe, en jy sê vir hulle, kom ons oefen onsself in die godsaligheid. En dan sê hierdie woorde, hy sê, fisiese oefening het weinig nut. Ons almal verstaan dit, fisiese oefening hou jou gesond, fisiese oefening laat jou hart klop en jou bloeddruk en al die goed. Dan sê hy, maar geestelike oefening is nuttig vir hierdie lewe en die toekomstige lewe. En wat dit eenvoudige taal sê, as ek en jy mooi gedissiplineerde, liefdevolle lewens leef, gaan ons al die vrug pluk nou op aarde. Jou baas gaan van jou hou, jou huwelik gaan werk, jou finansies gaan klop, jy gaan met die regte dissiplines leef, jou kinders gaan respek hê vir jou en vir God in jou lewe. Die goed in jou lewe gaan nou al werk, as jy oefen vir die regte spel. As jy oefen saam met God. En die teenoorgestelde, as jy nie oefen nie, gaan jy nou al hier op aarde probleme kry. Goed gaan nie werk nie, seer, pyn, al daai goed gaan om jou lewe wees. Maar hy sê ook, dis nie net nuttig vir nou nie, dis ook nuttig vir ewigheid. Met ander woorde, as ek en jy nou oefen, saam met Jesus in ritme kom, ons lewens mooi in liefde oefen, dan gaan ons ook eendag saam met hom in die ewigheid wees en die hemel geniet. Nou vra jy maar, okay Andries, wat is oefeninge? Wat moet ek oefen? Ek bedoel vir sport, gaan draf jy, word fiks, gaan gym toe, skop 'n bal, slaan 'n golfbal. Wat oefen ek geestelik? Nou, dis 'n hele preek op sy eie, maar kom ek probeer hom so eenvoudig as moontlik vir jou maak. Ek en jy moet oefen om God en mens liewer te hê. So ek moet oefen God, hoe oefen ek my in God? Bybel lees, bid, kerk, sang, ek word stil, ek luister, ek oefen, ek kom in 'n ritme en 'n oefening van ek wag op die Here. Ek bly besig met die Here, ek word fiks en sterk in die Here. Eenvoudig, gaan sit, na hierdie program of na hierdie diens, gaan sit, maak 'n deur toe en kyk hoe lank kan jy regtig bid. Het jy al agtergekom, jy kan 'n minuut bid, of dalk 'n minuut en 10 sekondes, dan weet ek nie meer wat om te sê nie. Dit voel of ek teen die dak vasbid. Weet jy wat is daai tekens? Onfiksheid. Jy's geestelik onfiks. Jy weet daar's mense wat lang kan bid, en ek wil nie 'n tyd daaraan koppel nie, maar daar's mense wat gekonsentreerd, gefokus, lang gesprekke met die Here kan hê, en hulle is geestelik fiks, hulle word nie gou geestelik moeg nie, hulle kan lang tye in die Bybel lees, hulle kan lang tye in boeke, hulle kan lang tye saam met mekaar, hulle het geestelik fiks geword in hulle liefde vir God. Tweede ding, ek en jy moet fiks word in ons liefde vir mense. Hierdie is baie moeilik. Ek dink een van die beste maniere om te gaan kyk, hoe fiks is jy in jou liefde vir mense, is die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing, sagmoedigheid, al daai woorde. Hoe fiks is ek en jy daar? Eenvoudig, hoe fiks is jy in geduld? Loop gou bank toe of Pick n Pay of 'n winkel of iets toe en gaan staan in die langste tou. 3 keer in 'n ry, dan sê jy, nee, hemel, hulle mors my tyd. Of staan net agter 'n verkeerslig en laat dit groen word
trek nie dadelik weg nie en kyk hoe lank vat dit hou agter jou om te toet. Dis iets soos 0.3 sekondes. Dis soos hy's groen en jy ry nie aan toet ons al, né? Dis kom aan man, die lig is groen, kan jy dit nie sien nie. Hoe lyk ons fiksheid in liefde? Ek dink ons almal gaan eerlik wees. Ons kan mense help een keer. En as hy weer droog maak, dan soos in, nee wel, ek het hom ons gehelp en hy wil nie gehelp word nie. Ons het geen geduld, ons het geen sagmoedigheid, vriendelikheid en so kan ons aanhou. Ek dink ons moet eerlik wees en sê die kerk, Christene is nie baie fiks nie. Ek bedoel, ons is net so ongeduldig soos die wêreld. Ons is net so kort van draad. Ons is net so liefdeloos. Ons is net so selfsugtig soos die wêreld. En dit kom daarop neer, ons is onfikse Christene wat wil deelneem aan die belangrikste spel van die lewe. Elke oggend, elke middag, elke aand hou mense jou in my dop en soek die liefde van God en soek die karakter van God en soek die lewe, die boodskap, die goeie nuus by ons, maar ons is te onfiks. Ons kan dit nie oordra nie. Klein toetsies, klein versoekingkies en dan val ons. En Paulus waarsku vir Timoteus, word geestelik fiks. Oefen jouself, sodat jy die spel van die lewe kan speel, die spel oor hemel en hel, die spel wat tel of mense gered word en of mense hel toe gaan. So, ek hoop jy voel veroordeel vanoggend nie, ek hoop jy voel uitgedag van, ek gaan begin oefen, ek wil begin wen. Ons kyk na die telbord en ons sien dalk by die werk, ons verloor, meer mense gaan by my werk hel toe as hemel toe, meer mense beklei, meer mense skei, meer mense vloek, meer mense is kwaad. So ek sien die telbord, in plaas daarvan dat ek negatief afklim en rus vir 'n rukkie, sê ek charge myself en ek sê ek gaan begin oefen. Ek gaan my Bybel lees, begin bid, begin in ritme oefen om 'n fikse persoon, 'n fikse Christen te wees, wat die liefde van God en die liefde van mense regtig kan uitdra. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Dan sal my lief vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na die hart, die Vaderhand, so naby. Dan sal my mond aanbidding doen, en uit die stof my lof bly sing, na die hart, die Vaderhand, steeds naby. Dan sal my lief nog bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sal my lief vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na die hart, die Vaderhand, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na die hart, die Vaderhand, steeds naby. Na die hart, die Vaderhand, steeds naby. Ek wil saam met mense bid, wat sê Andries, ek wil deelneem in die spel, ek wil mense red en hemel toe vat, saam met my, ek het gawes gekry, ek is in die spel tussen mense elke dag, maar ek kort bietjie dissipline in my oefening, ek kort 'n oefenprogram, en ek wil fiks word geestelik om 'n verskil te maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir ons gawes. Here, dankie vir wat ons kan doen elke dag van ons lewe tussen mense, van maandag tot Saterdag, tussen Sondag. Maar Here, as ons nie ook karakter het nie, as ons nie fiks is nie, dan help al daai talente niks, al daai gawes niks. En daarom bid ons, Here, gee vir ons oefenprogramme. Gee vir ons die vermoë om die vrug van die Gees elke dag te leef tussen mekaar. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat die laaste bladsy van die Bybel sê, ons wen. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.